Het jy al beleef dat jy saam met ander dieselfde gebeurtenis ervaar, maar dat elkeen dit anders beleef en beskryf? 'n Sonsondergang byvoorbeeld. Saam met vriende en ons kyk en die een sê, ek wonder waar is my palet en verfkwas. Wat 'n wonderlike toneel om te skilder. Die ander een sê, jong, hier sal er 'n fantastiese resort gebou kan word, 'n plek waar ons kan vakansie hou, dit is so mooi. En die ander een dink en sê, die aarde, hoe die aarde hier bymekaar kom, hy's meer 'n geoloog. Kyk net die rotsformasies en die lava die verskillende lava wat hier so is. Elkeen kyk na presies dieselfde belewenis, maar dit is totaal anders. Ons sien nie soos wat dit is nie. Ons sien meer soos wat ons is. Ons ervaar met ons hele mens wees, ons geskiedenis, alles. En die manier waarop ons ervaar, vorm uiteindelik die wêreld waarin ons leef. En die manier waarin ons leef. Ons ervaar die lewe op baie maniere, maar ontwikkel baie keer een dominante manier waarop ons die lewe beleef en leef. So hier is 'n paar algemene maniere waarop ons kan ervaar. Vat byvoorbeeld die sonsondergang. In die eerste ervaring kan jy waarneem, jy sien die son. Jy voel die wind, jy hoor die voëls. Al jou sintuie is ingespanne en in beheer. Dis asof jou gedagtes 'n bietjie tot stilstand kom. Jou kommentaar op die ervaring is meer fisies van aard. Die son is besig om te sak, jy sien dit. Dit is 'n direkte ervaring en is reël vir jou. Jy's net besig om te ervaar. Die tweede ervaring kan jy dalk meer probeer om te verstaan. Nou begin jy dink. Dis nie eintlik die son wat ondergaan nie. Dis die aarde wat draai, elke 24 uur om sy as. Daarom is daar 'n dag en 'n nag. Elke 365 dae om die son, dan ervaar ons die seisoene. Jou verstand raak aktief. Jy beweeg weg van 'n primêr fisiese belewenis dan 'n meer rasionele belewenis toe. Jou kommentaar op die ervaring is intellektueel. Daar's niks meer verkeerd nie, behalwe as jy dink, dis die regte manier om iets te beleef. En dis ook die enigste. En dis nie noodwendig die beste manier om iets te beleef nie. Die derde ervaring is wanneer alles skielik stil word. Soms gebeur dit. Jou gedagtes raak stil. Ek probeer niks te verklaar nie, ek probeer niks te verander nie. En miskien is dit verwondering wat jy ervaar. Skoonheid. En daar's niks om te verduidelik nie. Daar's vrede miskien, dankbaarheid, eerbied. Jou kommentaar is meer esteties van aard. Dis 'n reaksie op skoonheid, op misterie, en jy het nie woorde nie. Ek het meer as met 'n belewenis van skoonheid te doen. Hier ontdek ons diepte wat nie deur denke alleen bereik kan word nie. Daar's ook 'n vierde manier van ervaring. Jy's daar, maar jy mis alles. Jy is in jou kop in gedagtes besig, miskien met môre. Jy beplan, jy dink wat jy moet doen, hoe jy dit gaan doen, en die sonopkoms gaan ongemerk verby. Ek leef in my kop. Ek sal wesig tot my lewe hier en nou. Alhoewel ek kan dink dit is belangrik wat ek moet doen en om uit te pleis wat ek môre moet aanvang. Waarom is dit belangrik dat ons moet agterkom van die verskillende maniere waarop ons die lewe beleef?
Wanneer ons hoofsaaklik net op een manier begin beleef, word die lewe maklik plat, sinloos, vervelig, voorspelbaar, selfs pynlik. Maar hoe meer bewus ek raak van die verskillende maniere waarop ek iets beleef, hoe meer moontlikhede gaan daar vir my oop. Jou lewe kan verruim word. Dit is byvoorbeeld nie die beste manier om te leef deur die hele tyd in jou kop te wees nie. Jy mis jou eie lewe. Deur bewus daarvan te raak, maak jy iets oop van meer moontlikhede. En jy kan ontdek, soos byvoorbeeld die ervaring van skoonheid. Daar kan meer verwondering in jou lewe kom, meer diepte in jou lewe kom. Paulus maak hierdie interessante opmerking deur te sê, dat julle dit in julle binneste te nou het. Die message sê, Dear Corinthians, I can't tell you how much I long for you to enter this wide, open, spacious life. We didn't fence you in. The smallness you feel comes from within you. Your life sounds small, but you're living them in a small way. I'm speaking as plainly as I can and with great affection. Open up your lives. Live openly, live expansively. 'n verrassende ontdekking kan gemaak word. Die ervaring van verwondering is iets wat ons almal se pad langs kom en kan groot waarde tot ons lewe toevoeg. Ons mis dit dikwels. Ons minag dit dikwels. Ons sien nie die waarde daarin nie. Dit is oomblikke van verwondering wat gebeur waarskynlik baie keer as jy nie eers besef nie. Ons herken dit nie, ons dink nie daaraan nie. Die uitnodiging is eenvoudig, leer om hulle raak te sien. Leer hulle om in hierdie oomblik langer stil te staan, dit te smil, te vertoef daarby. Ons kan dit nie vashou nie, dan maak ons dit dood, ons kan dit ook nie skep nie, maar ons kan leer om dit te erken en te waardeer. Die pad van die hart begin nie deur iets niets tot die lewe te voeg nie. Dit begin wanneer ons leer om raak te sien wat alreeds elke dag aan ons gegee word. Dit begin as ons ontwaak tot die lewe wat vir ons gegee is, nou hier waar ons is. En ons vra hom vir die genade om te ontwaak.